Baie dankie vriende, ons waardeer almal se samewerking vir die mooi geleentheid saam en dit bly vir ons altyd spesiaal en dat dit ook spesiaal sal bly vir u hierdie sakramente van wat ons gaan bedien. Nou ek gaan vanoggend juist bietjie daaroor met u praat. Ek dink dit is belangrik dat ons nou en dan bietjie stil staan by dit wat hier gebeur. So ek gaan u nooi om saam te lees uit die eerste boek van die Nuwe Testament, Matteus hoofstuk 18. Ons gaan die eerste 11 verse saam lees. So as u reg is, gaan ek wegtrek, hier nou nie op die bord nie, maar u behoort u wapen by u te hê, en dan kan u saam met ons lees. En in daardie uur het die disippels na Jesus gekom en gesê, wie tog is die grootste in die koninkryk van die hemele? Vraag, wat die disippels vra. Toe roep Jesus 'n kindjie na hom en laat hulle in hulle midde staan. En hy sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Elkeen dan wat homself verneder soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele. En elkeen wat een van sulke kindertjies in my naam ontvang, ontvang my. Maar elkeen een van hierdie kindertjies wat in my glo laat struikel, dit is vir hom beter dat 'n meelsteen om sy nek gehang word en hy wegsink in die dieptes van die see. Wee die wêreld weens die struikelblokke, want dit is noodsaaklik dat daar struikelblokke kom, maar wee die mens deur wie die struikelblokke kom. As jou hand of jou voet jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af. Dit is vir jou beter om die lewe in te gaan krepeel of vermink as met 2 hande of voete te hê en in die ewige vuur gewerp te word. As jou oog jou laat struikel, ruk dit uit en werp dit weg van jou af. Dit is beter om met 1 oog in die lewe in te gaan, as om 2 oë te hê en in die helse vuur gewerp te word. Pas op, dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie, want ek sê vir julle, dat hulle engele in die hemel altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemele is. Want die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore is. Net tot daar die woord van die Here vier, en ek wil juist vir u voorhou vers 11, want die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore is. Ek vind dit so mooi as wat ons ou klein goedjies vir ons is, so kosbaar as wat hulle vir ons is hulle verlore gebore. En as hulle groot word en nie tot die lig van die Jesus kom nie, gaan hulle verlore die ewigheid in. So ons gaan vanoggend so 'n bietjie stil staan by die doop en ek gaan vir u praat met so ander invalshoek. Kom ons noem dit belangrike perspektiewe oor die doopgeleentheid. So wat ek vanoggend wil doen, vriende, ek wil so 'n bietjie praat oor die gedagte van sakramente. Want in baie bewegings word hierdie sakramente heeltemal weggevoer. En die heiligheid daarvan lei baie keer skibreek, omdat baie mense baie maklik hiermee omgaan en nie altyd dink aan wat hulle doen of hoe heilig dit is. Maar kom ons vra die vraag, wat is sakramente? Nou kom ons begin deur te sê, sakramente is ingestel deur Jesus Christus self vir sy kerk. So in die eerste plek is dit ingestel vir sy kerk. So baie mense hou hierdie goed en hulle is nie deel van sy kerk nie. Hy het ingestel vir sy kerk. Ons gaan nou die 2 sakramente hanteer. Wat moet u weet van sakramente? Sakramente kan niemand red nie. Vriende, doop red niemand nie. Jesus Christus met sy bloed alleen red. Sakramente moet as heilig beskou word en ook so hanteer word. En wie sê ek, sien ek in baie plekke, hoe hierdie doop absoluut goedkoop geword het. Hoe dit vir mense geleentheid is om saam te kom. Hoe die wyn vloei en drank vloei om dit te vier. Nee, vriende, hier is 'n heilige sakrament en moet heilig hanteer word. Die Bybel leer vir ons daar's 2 sakramente, vriende, en ek gaan so vinnig vir u opsomming gee, u wat die PowerPoint kry, sal dit nou kry. Sakramente is 'n heilige sigbare teken en seël wat God ingestel het om die gelowiges te verseker van sy verbondsbeloftes in Christus. Ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor praat. Hier is 'n opsomming. Sakrament is 'n sigbare teken van 'n onsigbare genade wat God aan sy kinders bevestig. Kyk weer, dit wys oor die genadewerk van Christus. Wat doen die nagmaal?
dit wys hier na die gebreekte liggaam en die gegote bloed van Christus. Die doop verwys na die reinigende krag daar waar daar is in Jesus se bloed. Die doop is 'n teken en 'n seël van inlywing in die nuwe verbond. Wanneer ons kinders ten doop bring, dan trek ons hulle in die nuwe verbond in. Maak het hulle gered? Nee. Ons trek hulle die verbond in en ons gaan nou daarop staan. Kom ons gaan aan. Die nagmaal is 'n teken en 'n seël van Christus se versoeningswerk vir ons. Nog 'n opmerking, 'n sakrament is 'n heilige teken en 'n seël waardeur die Here ons die beloftes van Christus sigbaar bevestig. En dis die wonderlike daarvan. Dat elke keer wanneer ons iemand ten doop bring, of 'n klein is of 'n volwasse persoon, dan sien ons die water en al wat ons sê is dankie vir die reinigende krag van die bloed van Jesus. Dis al wat enige iemand hemel toe kan vat. Wanneer ons die nagmaal breek en wanneer ons dit oopmaak en ons dit gebruik, dan sien ons weer die gebreekte liggaam van Christus. Dit is wat dit doen. Sakrament is God se sigbare teken en seël van sy genade. Die doop is God se teken en seël dat hy ons en ons kinders in sy verbond insluit en sondes deur Jesus Christus afgewas het en af wil was vir ons en ons kinders. Voor nou net so vinnige opmerking. Was Israel in 'n verbond met God? Ja. Is Israel almal gered? Nee. So jy moet baie mooi verskil trek. Wanneer God 'n volk intrek in 'n verbond, is daar voorwaardes in die verbond. En nie almal is gered nie, al was hulle verbondsvolk. Net so ook die doop. Ons trek ons kinders in die genade verbond in, as ouers. Maak het hulle gered? Nee. Maar dit bring op ons op 'n verwagting en 'n geloofsreis om hierdie kinders na die Here Jesus toe te lei, so gou as wat ons kan. Vir daardie werk kan ons nooit ernstig genoeg opneem nie. Goed, nou ons gaan vir 'n prentjie wys daar, vriende. En toe ons jonger was, weet nie van julle nie, maar toe ons baie Sondagmiddag het ons nou gegaan na die dorp toe en ons het nie altyd geld gehad om te gaan goed doen nie, so dan gaan doen ons neus shopping. Onthou julle hom? Jy kyk so teen die glas. Jy kyk daar binne en jy hou jou oogies so, vang hom so en kyk jy nou na daai speelgoed en jy kyk na daai kaskar en jy kyk na daai fiets en dan stap jy weer aan. So wat ek vandag wil doen, ek wil hê ons moet so 'n bietjie deur so 4 glasse gaan kyk. 4 vensters. So 'n bietjie na wat ons vandag opnuut weer hier bedoel en wat ons doen. Want baie van u is gedoop. Baie van u het u kinders en die kleinkinders ten doop gebring. Baie van u gaan dit nog doen. So wat is die 4 vensters? Wat is die 4 perspektiewe wat ek wil hê moet oplig na u toe dat u kan verstaan vandag van wat ons hier doen? En dis wat ons gaan hanteer vandag, is om deur die 4 vensters te kyk na wat ons hier vandag sien gebeur het met hierdie sakrament en ook die sakrament natuurlik van die nagmaal, dieselfde. Maar kom ons staan stil by die sakrament van die doop. In die eerste plek sê ons, as ons deur hierdie eerste venster kyk, vriende, dan sien ons 'n Bybelse perspektief. Met ander woorde, dis iets wat die Bybel vir ons leer. God se belofte om 'n verlosser en redding te voorsien aan 'n verlore mens word genoem die verbond. 'n Verbond is 'n ooreenkoms tussen 2 persone. En God het na die mens gekom. Luister mooi, nie die mens na God nie. God het na die mens gekom en met hom 'n verbond gesluit. En daai verbond lees ek en jy van in Genesis 17 vers 7, waar God 'n verbond oprig met Abraham. En as jy nou 'n bietjie die verbond gaan bestudeer, sal jy agterkom, in hierdie verbond is daar belofte opgeteken van 'n saad enkelvoud wat gaan kom. En daardie saad gaan die hele wêreld geseën word. En daardie saad enkelvoud, sê Galasiërs vir ons, is wie? Christus Jesus. Maar dit begin by die verbond. Hy sê, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou. Kyk nou mooi. En jou nageslag na jou. En in hulle geslagte as 'n ewige verbond. Om vir jou 'n God te wees en vir jou geslag na jou. So vriende, wanneer ons gou teruggaan na die eerste verbond toe, dan sien ons hierdie verbond is 'n Bybelse perspektief aan hierdie verbond. Nou verbonde loop altyd saam met tekens, vriende. En as ons nou gaan kyk na die huweliksverbond, dan is dit so mooi om raak te sien, die trouring is die verbondsteken dat ons getroud is.
Daar is hy in my vinger al vir 43 jaar. Hy kom nie eens meer af nie. Dis my verbondsteken dat ek en jy getroud is. Dit is die teken van die verbond. As ons dink aan Noag, die verbond wat God met Noag gesluit het na die groot reën, gee vir hom die teken van die reënboog. As ons dink toe God met Abraham die belofte, die verbond gesluit het, toe gee vir hom 'n baie spesifieke verbondsteken, die besnydenis van die seentjies aan die vooruit van hulle geslagsdeel as 'n teken van die verbond tussen God en hierdie volk. En julle moet aan die vlees van julle vooruit besny word, en dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. Nou vriende, wanneer ons nou kyk na die doop, dan sê ons is 'n Bybelse perspektief. As ons deur hierdie glas kyk, dis 'n Bybelse perspektief. Nou kom ons gaan 'n bietjie deurvat verder. Daar is net een verbond van verlossing. Toe God die verbond vir Abraham gebring het, was dit nie net 'n verbond vir Israel nie, maar was 'n verbond om Israel te gebruik om uiteindelik die Here Jesus uit hierdie volk gebore te laat word. Om uiteindelik die woord van God uit hierdie volk gebore te laat word. En hy het dit begin met een verbond wat hy mee begin het. Vat jou weer gou terug na Genesis 3 vers 15 toe. Heel in die begin, ek sal vyandskap stel tussen jou saad en haar saad. Hy sê die kop vermors en jy sal die hakskiem byt. Reeds die verbond wat wys na Jesus wat sou kom. Toe word die diere geslag om die naaktheid te bedek in Genesis, reeds 'n prentjie van Jesus wat sou kom om jou en my sonde te bedek. So daardie een verbond, vriende, word die verbond van verlossing wat deur die Jode sou kom in die vorm van Here Jesus. Nou moet jy mooi oplet, daar was 2 administrasies. Een verbond, 2 administrasies. In die eerste plek sê ons, daar's die ou administrasie en die nuwe administrasie binne in hierdie een verbond. In die ou verbond is die teken die besnydenis. 'n Nuwe verbond, vriende, glo ons, is baie ander evangeliese kerke oor die wêreld, dat die doop is die teken van die nuwe verbond. En nou vra ons die vraag, waarom sou die water as 'n instrument die besnydenis vervang? Kom ek gee vir enkele gedagtes. By die besnydenis, vriende, het daar bloed gevloei. As jy nie weet wat dit beteken nie, gaan Google dit maar. Gaan Google besnydenis. Daar's bloed wat vloei. Die bloed op Golgotha het klaar gevloei. Daarom doen ons dit nie meer nie. Maar by die besnydenis, vriende, was daar pyn betrokke. Glo vir my, as daai klein joetjie besny is, het jy dit gehoor. Hy het nie koortjies gesing nie. Hy het gehuil. Want dit was pynlik. Ons besny nie meer die vriende as 'n teken van die verbond nie, want die pyn is deur Jesus klaar aan die kruis gedoen. Die besnydenis het gedui op die seentjies. Die nuwe verbond, die waterdoop, wys vir ons dat God almal insluit in hierdie verbond. Almal was ingesluit in die ou verbond ook, maar nou maak dit oop. En vriende, u en ek kyk na die doop as 'n teken van die verbond. En almal stem saam in die algemene kerk dat dit die teken van die verbond is. Maar almal stem nie saam dat ons dit aan kindertjies mag bedien nie. Nou ons is oop vir bespreking en ons is oop om te verskil, want dit het geen saligmakende waarde nie. Maar vriende, ons is deel van 'n baie groot beweging in die wêreld, evangeliese kerke, wat glo dat ons dit juis moet hou. Want daar is geen direkte teksvers wat sê dat julle kinders nie gedoop mag word nie. Daar's geen plek waar ons hulle uitsluit nie. En in dieselfde asem het iemand eendag my gevra, goed, ons lees dit nie daar nie, ons lees nie, julle moet hulle doop nie, ons sê ook nie, dit moet julle nie doop nie. Dieselfde argument kan nou aangegaan word om te sê, waar in die Bybel het jy gelees dat 'n vrou nagmaal mag gebruik? Kan iemand my help? Nee, ons lees dit nêrens nie. Maar ons weet, as ons na die skrif kyk, die vrouens ingesluit is by die nagmaal. So dis net so met die doop, die teken van die doop. Ons kinders is daarbey ingesluit. Hoekom?
Hoekom sluit ons kinders in? Kom ek gee vir jou enkele gedagtes. Want van die vroegste tyd af in die Bybel, vriende, wat onthou ons uitgangspunt is die Bybel, was die geloof tussen God en sy volk 'n familie en 'n gesinssaak. En ek wens ek kan dit laat deurdring na elke man toe in hierdie wêreld. God wil jou gebruik om jou familie by hom uit te kry, om jou familie te kry om hom te dien. God werk deur die man as die hoof van sy huis, en dan werk hy met hierdie gesin. Ek het vir julle gelees reeds, ek sal my verbond oprig tussen jou en die nageslag na jou, en die geslagte, luister mooi, as 'n ewige verbond, ook die geslagte na jou. Net so 'n paar opsommende gedagtes. Nêrens word ons beveel om die saak van ons kinders nou uit die verbond uit te sluit nie. Nêrens lees ons dit nie. En glo baie van ons dat die gebruik aangaan dat ons kinders deel sal wees van die verbond, aangesien dit nêrens opgehef is. Kinders is dus ingesluit in die verlossingsverbond, ingesluit in die ou administrasie. Hoekom sou dit anders wees in die nuwe administrasie? So in die ou administrasie was die kinders ingesluit. So dink gou mooi toe die teken van die verbond kom na Abraham toe, na wie het toe gekom? Na 'n groot man toe. Abraham en almal in sy huis, volwasse mans, moes besny word as die teken van die verbond. En daarna gaan dit oor na die kindertjies. Vriende, ons is in 'n nuwe verbond. En glo ons dat Jesus alleen red en ons word gedoop. Hulle was gedoop in die begin, maar ons kinders is ook hierby ingesluit. So hoekom sou hulle nou ingesluit wees by die ou administrasie, maar nie die nuwe administrasie nie? So kom ek vat 'n bietjie deur die skrif. En ons gaan kyk 'n bietjie wat gebeur deur die skrif. Is ons kinders ingesluit of is hulle nie ingesluit nie? En vriende, ek sê weer eens vir u dat God lê die klem op die familie, die gesin. U en ek lewe in 'n wêreld, vriende, waar daar bewegings van buite is, wat die gesin wil verwoes. Daar's bewegings van buite, van links, wat die vrou 'n rol wil gee in huwelik wat haar nie toekom nie. Daar is bewegings wêreldwyd, en in Amerika sien jy dit baie sterk, hoe hulle die hele ou konsep van 'n man en 'n vrou in 'n huwelik en kinders wil vernietig en sien as die oude doos en as boos. En daai agenda word gedryf, luister mooi, vriende, deur die wêreld, deur die vyand en deur die media. Elke storie waarin jy kyk, word dit ingerol. Wees wakker en waaksaam, vriende. God bly by die gesin. Die huwelik is 'n man en een vrou in God vir sy verbond aan mekaar trou gesweer. Dis die huwelik, niks anders nie. En net so is die gesin vir God die kern van alles. En alles gebeur om hierdie kern te bombardeer wêreldwyd. Nee, God werk deur die gesin. Kom ek gaan wys jy so 'n bietjie daar in die skrif. Paar belangrike opmerkings. Ons het in die vorige doopgeleentheid 22 Februarie het ek hieroor gepraat. Handelinge 2 vers 38. Daar is 'n man wat op bekering kom, 'n tronkbewaarder, en hy hoor en hy kom tot redding en hy vra vir Petrus, wat moet ek doen om gered te word? En Petrus sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Here Jesus tot vergifnis van sondes. Kyk mooi, word gedoop met die oog op die vergifnis van sondes en julle sal die Heilige Gees ontvang. Kyk nou mooi. Want die belofte kom julle toe. Help my. En julle kinders. En almal wat daar ver is. Vriende, daardie doop waarvan ons hier praat, daardie doop waarvan ons nou gesing het, die doop wat ons seël, is nie die doop van water nie. Johannes sê, ek kom om te doop, luister na sy woorde, met water. Maar na my kom een wat doop met die Heilige Gees en met vuur. Dis Jesus. Dis die enigste doop wat jou kan red, is daardie vereniging met Christus Jesus. Maar daar sê hierdie belofte kom julle toe en julle kinders. Nee, kinders is nie ingesluit nie. Nee. Kom ons gaan verder. Ons lees Handelinge 16 vers 14. Daar is die eerste kerk nou die beweging en hulle preek, die evangelie word verkondig. En daar is 'n vrou wat op bekering kom. Lydia. En 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purperverkoopster van die stad Thyatira, 'n godsdienstige vrou, het geluister, die Here het haar hart geopen en ag te gee op Paulus, wat deur Paulus gesê is.
en toe sy en haar huisgesin gedoop is. Nou vriende, verklaar vir my, hoe werk dit as sy en haar huisgesin gedoop is? Nie sy en haar man nie, sy en haar huisgesin. En sy het by ons aangedring om te sê, hulle wil by hulle bly. So daar sien ons, vriende, dat kinders is ingesluit gewees in hierdie verbond, reeds in die Nuwe Testament. Maar kom ons gaan verder. Kom ek kom nou eintlik by die wag uit, die wag wat op bekering kom. En hy het gekom en sê, wat moet ek doen om gered te word? En hy het al buite gebring en gesê, meneere, wat moet ek doen om gered te word as 'n heiden, soldaat, 'n Romeinse soldaat? Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Kyk mooi. God kyk nie na hom, hy kyk na sy huisgesin. En hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en aan almal wat in sy huis was. En in dieselfde uur van die nag het hulle hom geneem en aan sy wonde gewas. En hy is onmiddellik gedoop. Hy en al sy mense. Vriende, ons kinders is ingesluit in hierdie genadeverbond, waarvan die teken die doop is, die water wat wys in die reinigende krag van die bloed van die lam, en jy en ek kan opnuut daarin kom staan. So stemme teen die insluit van ons kinders het regtig op die einde van die dag bitter min om op te staan. Nou sê hulle nee, maar die woord sê, jy moet eers glo. Ja, in sekere konteks waar, maar kom ons vat hier terug na wat die skrif sê. Hulle sê, 'n kind kan nie glo nie, 'n kind kan nie geloof hê nie. Kom ek vat jou weer terug na die skrif toe. Kom ons stel net voor ek daar kom, wil ek net iets sê. Die duiwel het die doop gebruik om die kerk te verdeel. Die duiwel het die doop gebruik om die kerk soos 'n wolf tussen hoenders in te gooi. En mense skarrel en verloor die fokus. Vriende, wat is die fokuspunt van die kerk? Help my. As ons kyk na die piramide, wat is die punt van ons piramide? Christus Jesus. Dis die punt. Dis alwaaroor dit gaan. Hy is die kruispunt waaroor alles gaan. Die oomblik as ons begin, ons fokus daar af, ons begin op ander goed te konsentreer, en ons beklei hieroor, wie verloor ons? Christus. En ek kry mense wat my oor die doop kan stry en kan beklei. En op 'n einde van die dag moet ek hulle terugbring en sê, maar ken jy die Here? Dan maak hulle dit amper half af, of dit iets kleins is. Nee, vriende. Moenie toelaat dat die doop jou van skeuring bring tussen mense nie. Glo wat mense glo. Staan by wat jy glo. Staan daarby vas. Maar die punt bly die punt. En wie wat moes Paulus op die stadium doen? Dieselfde. Vriende, Salomo sê dat niks wat nou hier is iets niets nie. So as ons vandag kyk na die kerk en hierdie geweldige stryd in die kerk oor 'n sakrament, die verkleinering, die verdeling, dis niks niets nie. Kom ek roep jy net weer terug na die kerk se primêre taak toe. Daar is net so 'n bekleier in Korintiërs. Hy sê, maar die het my gedoop, en die het my gedoop. Nou kom Paulus in die woord en sê, ek het nog die huisgesin van Stefanus doop. Verder weet ek nie of ek iemand anders gedoop het nie. Wie praat hier? Paulus. Nou vriende, as doop so belangrik was dat die evangelie daarmee gekoppel moet word, waarom sou Paulus nie doop nie? Waarom was hy nie in die ander skool wat alles wil doop nie, alles oor die doop gaan nie? Want hy het geweet waaroor het gaan, naamlik Christus Jesus. Nou kyk na vers 17. Paulus se woorde, want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Kom ons hou die senter waaroor die senter gaan. Keep the main thing the main thing. Christus Jesus is ons boodskap. Christus Jesus is ons lewe. Hy is ons sterwe. Hy is ons alfa. Hy is ons omega. Dis ons boodskap, nie die doop nie. Dis sakramente wat ons bedien om te wys na die groot werk wat daar vir ons gedoen is. Maar nou sê hulle, ja, maar kinders kan nie glo nie, hulle kan nie geloof hê nie. Kom ek vat die weer terug na die skrif toe, vriende. Noag se familie is geseën en gespaar op grond van sy geloof. Stem met my saam? Wie genadig vind in God se oë? Noag.
toe God vir hom redding gee in die ark, wie het ingegaan? Hy en sy gesin. Hulle word gered op grond van wie se geloof? Noag se. Kyk, vat jy na Abraham toe. Abraham beoefen geloof in die plek van sy seuns. Hulle almal is ingesluit in hierdie verbond. Moses, hy is geseën en gespaar. Waar het Moses geloof gehad om te doen wat hy gehad het? Wie het die geloof gehad? Sy moeder. Haar geloof het hierdie kind opgeoffer en gesit in die water. En ons ken die verhaal. Jairus se dogtertjie is opgewek uit die dood as gevolg van haar vader se geloof. So vriende, wanneer ons doop, dan kom ons in die geloof as kinders van God na God toe. En ons sê vir Here, my en my vrou se begeerte is om hierdie kind, wat U vir ons geleen het, groot te maak in die wee, en so gou moontlik hulle by Jesus Christus uit te bring. Vriende, moet dit nooit gering ag nie. Mag ek met U 'n kort getuienis deel, persoonlik. My dogtertjie was net oor die 3 jaar oud. Toe kom sê sy vir haar ma, mamma, ek soek Jesus in my hart. 3 jaar oud. Hoe is dit moontlik? Sy het van Jesus gehoor, sy het van Jesus gesien, sy het dit in die kerk gesien, sy het dit gehoor, gesien, gesien, ek wil dit hê. Sy is vandag 38. Is min mense in die lewe wat ek weet dat die Here so opreg dien soos my dogter. Moet nooit gering ag die geloofstap wat jy neem met dit nie. Ons sien in die eerste plek 'n Bybelse perspektief. En nou sê jy jouself, ja, as hierdie een so lank was, wat van die res? Die res gaan kort wees. Maar ons sien ook 'n persoonlike perspektief. As ons deur die ryk kyk, vriende, sien ons 'n Bybelse perspektief. Ek nou vir u mooi gewys hoe dit alles inpas daar, maar sien ook 'n baie persoonlike perspektief. Daar is seën van die ouers wat dit doen. Weet jy, die oomblik as ouers kom en sê, dis ons begeerte. Ons weet ons kind is geheilig in die Here, want elkeen wat gered is, jou kind en jou, selfs jou ongeredde man of vrou, is geheilig. Beteken ons gered, beteken ons eenkant sit vir God. Jou kind is eenkant sit vir God, en God wil hê, jy moet optree en sê, ek staan op en ek vat verantwoordelikheid. Daar's 'n gewellige groot seën vir ouers om dit te doen. Maar is ook 'n gewellige groot seën vir die kinders om dit te doen. Vriende, ek haal vir aan Dr. Henny Brits. Hy was in my gemeente van 17 jaar, Rooiport was hy die man wat sy doktoraal gedoen het op die okkulte. Hulle het baie met okkulte slagoffers gewerk, met baie mense gewerk wat uit die okkulte kom en wat kom staan en by Jesus uitkom, het hy baie mee gewerk, en sy opmerkings aan ons was die volgende, dat hy het met van hierdie mense gewerk, wat kinders moes kry om hierdie kinders onder 'n vloek te sit. Daar is sekere kinders wat hulle nie onder 'n vloek kon kry nie, as hulle teruggegaan het, kon hulle agterkom, hierdie kinders was gedoop, en die ouers het God gedien. Is asof daar 'n onsigbare beskerming was oor daai kinders. Ek haal Dr. Henny Brits aan, wat het vir ons vertel het. So daar's waarde daaraan, as ons dit reg doen. Kyk mooi, 1 Korintiërs 7:14, want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die man, want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. Vriende, ons bely dat ons Jesus ken, dit is die eerste vraag wat ek aan die ouers vra. En omdat hulle Jesus ken, is daai kind heilig. Beteken, een kant gesit vir die Here. Daarom kom ons in hierdie doop en ons kom sê, Here, ons kom vat u hand en ons gaan saamloop. Dis 'n baie persoonlike perspektief. Dis 'n baie persoonlike pad wat jy loop. Dis iets wat jy persoonlik op jou knieë gaan uitmaak. Dis iets wat jy persoonlik ernstig opneem. Dis waaroor ons bid. Ons maak erns met ons belofte. Want is persoonlik. Maar vriende, ons kyk na 'n derde venster, dis 'n publieke venster. Publieke venster. Nou hoekom doen ons dit? U kom doen dit voor die gemeente. U kan dit daar een kant gaan doen. Daar een kant dan niemand sien. Daar's nie 'n getuie nie, jou ma nie, jou pa, niemand nie. Jy kan net kom water gooi en sê ons doop. Nee, dit word in die openbaar gedoen, vriende. Net soos ons getuies nodig het by 'n huwelik. Wat is 'n huwelik? Is 'n verbond wat gesluit word tussen 'n man en 'n vrou voor God. Dis 'n huwelik. En dan sê ons daar moet getuies wees. Mense sê, doe nie trou my asseblief net gou, ons wil gou getrou wees. Nee, ons kan, maar dan moet 2 getuies wees. Doe ons nie getuies nie, dan kan ek jou nie trou nie.
Ons doen hierdie ding voor getuies. Hierdie gemeente is vandag getuie. Julle familie is getuie. Jou vriende is getuie. Ons herinner mekaar aan God se beloftes, dat hy het gekom om te soek en te red. Ek het dit in die vers, die oordenking vir jou gedoen. Hy het gekom om te soek en te red, die wat verlore is. Herinner God aan sy beloftes. Here, ek kom bid vandag opnuut vir Roan. Ek kom bid vir die kind wat ek nie opgedra het met die doop. Vader, u wil vir hom is 1, 2, 3, 4, 5. Dis goed en aangenaam vir God ons verlosser, wat wil hê dat ook Roan tot bekering moet kom en gered moet word. Dankie Here, ek los dit by u. Ons herinner God aan sy beloftes, maar ons herinner ook mekaar aan die groot verantwoordelikheid. En ek wil vir u vandag met woede, heilige woede in my hart sê, die kerk faal hierin. Hoeveel kinders is hier gedoop, waarvan die ouers weggeraak het, die wêreld dien, hulle rug op God gedraai het, en ons swyg. Nee, vriende, ons as kerk het 'n verantwoordelikheid, hierdie kind word deel van die geloofsgemeenskap. En as ons sien die ouers, hier moet iemand die telefoon opneem, nie die dominee kan dit doen, dis onmoontlik vir die dominee om 300-400 mense te doen, maar jy weet wie dit is. Jy weet, jy is hulle vriende, jy is die ma en pa, jy telefoon op en sê, jou lanklaas in die kerk gesien, wat gaan aan? Dis 'n publieke venster, en 'n laaste plek, vriende, dis 'n venster van waarskuwing en bemoediging. Hier is 'n plek, wil ek sê, baie ouers maak hierdie voorneem nie hulle lewensroeping nie. Hulle doen dit so op die een kant, hulle doen dit maar net wat dit moet gedoen word. Ek moes al ouers wegwys om te sê, ek is nie bereid om jou kind te doop nie. Volgens wat hierdie kerk voorstaan, kan ons nie jou kind doop nie, dis kan nie. En baie mense het hulle kuite styf gemaak en geloop, dan is dit goed so. Maar vriende, as hierdie nie vir jou 'n lewensroeping is nie, het jy moeilikheid. In plaas dat mense hulle lewensroeping maak om die kinders groot te maak tot eer van die Here, maak hulle rebelle groot tot eer van die vyand. En hoe doen ouers dit? Baie kort. Baie keer is omdat ouers self nie gered is nie. Almal kan sê ek is gered. Almal kan sê ek is op pad hemel toe. Vriende, as jy die vrug nie dra van wat by bekering pas nie, is jy heel moontlik nie gered nie. So baie ons trek weg met die doop, maar hulle is so ongered, en daar's niks, die gees kan nie help nie, en dis ongeredde ouers, en die kinders word laat groot in 'n ongeredde huis, en die Here word nie gedien nie, want hy is nie die senter nie, en kinders word groot, en hulle word rebels. Dis hoe dit gebeur. Maar ander ouers wat wegtrek met goeie bedoelings, maar verkoel en veragter genade. Soveel ouers wat weggeraak het, veragter die genade, vergeet van die belofte wat hulle afgelê het. Hulle maak rebelle groot. Ouers wat ouers wat A doen en B sê. Hulle sê dit, maar hulle lewe iets anders. Vriende en familie wat hulle wegtrek. Gemeentes wat nie Bybels is nie, nie Christus gesentreerd is nie, wat baie ander dinge leer behalwe die Here Jesus. En so raak soveel mense weg. En soveel van ons kan daarvan getuig, soveel van ons kan daarvan deel wees. Ons het dit ook gedoen. Ons is ook deel deur die worsmasjien. Ons het ook so saam die groep gesê ja, om uit te gaan om te hoor, ek het my wynlisensie gekry. Nou kan ek aangaan. Ek was ook daardeur. En 15 jaar daarna kom red die Here hierdie siel. Nee, vriende, baie kerke staan hieraan skuldig dat hulle rebelle groot maak, maar ook die gemeenskap en die wêreldsagenda buite ek vir gesê is regtig daar. So dis regtig vir ons 'n waarskuwing, en hy het vir ons gewaarsku in die gedeelte. Ek gaan dit nie herhaal nie. Hy waarsku ons in daai gedeelte. Pas op dat jy nie hierdie kinders laat struikel nie. Dit sal vir jou beter wees. Hy waarsku. Kyk na die konteks van hierdie verhaal. Kyk wat die konteks van die waarskuwing. Hy praat oor kindertjies wat in hom glo en mense wat hulle laat struikel. Die Here Jesus waarsku ons. Maar vriende, ek wil positief afsluit, daar's ook 'n bemoediging. Die woord van Here sê is, hoe gaan ons hierdie goed doen? François, hoe gaan jy en Sonmarie dit doen? Hoe gaan ons ouers dit doen? Kom ek vir eerste plek sê, jy het nie in jou hande wat jy nodig het om dit te kan doen nie. Jy het nie. As dit aan jou oorgelaat is, dryp jy voor vanaand 12 vir jou eerste 10 toetse.
Sagaria 4 vers 6 sê, toe antwoord die Here en sê vir Zerubabel, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here. U en ek moet in totale oorgawe aan God lewe. In daardie nederige oorgawe aan God kom stel hy my in staat en ek kan doen wat hy wil sê. Kom ek vat die Nuwe Testament toe. 2 Korintiërs 3 vers 5, nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God. In konteks beteken iets anders. Maar in konteks van ouerskap is dit dieselfde waarheid. U en ek is nie bekwaam nie. Ons kan goeie boeke lees, ons kan goeie voorligting kry, ons kan kyk na ma en pa, ons kan vra, as alles goeie goed, belangrike goed, maar op die einde van die dag moet ek weet, my bekwaamheid kry ek daar op my knieë voor God. Dat ek daar opstaan in die oggend om te sê, vandag gaan ek weer inbou in my kinders. En ja, ons val, en ja, ons struikel, maar ons staan op en ons gaan aan. Ek wil afsluit, vir elke ouer wil ek vandag sê, vir elke oupa en ouma, vir elke groot oupa en ouma, wil ek sê, jy en ek is tot alles in staat, deur die Christus Jesus wat ons die krag gee, om deur hierdie wêreld met al sy uitdagings, kinders groot te maak tot eer van die Here, is ons deel in Christus. Mag die Here vir ons werklik opnuut daardie besef gee, en mag ons baie laag aan sy voete buig. Ons gekyk deur die vensters, vriende, 4 vensters, na die doopgeleentheid. Ons gesê, kyk na Bybelse perspektief, hoekom ons dit doen, dis 'n sakrament, wat heenwys na die genade wat daar is in Christus, die bloed wat reinig, die Bybelse perspektief. Ons gesê, daar is 'n persoonlike perspektief, dis 'n baie persoonlike toewyding wat ek maak, dis in my en my vrou, dis my en God, en is persoonlik, en jy hou dit daar, maar dit bly nie net daar, dit gaan ook aan, dis 'n publieke perspektief. Die wêreld moet sien dat ek die Here dien. Hulle moet nie wonder of ek 'n Christen is nie, vriende. Hulle moet dit sien, is 'n publieke perspektief, leer dit, wys dit, sorg dat jy hier is, sorg dat jou kinders in die sonnaskole, sorg dat hulle leer van die Here Jesus, en die laaste plek sou sê, daar's 'n waarskuwing, maar ook 'n bemoedigingsperspektief. Die Here sê, ek los jou nie alleen nie. Ek is daar, ek tel jou op, ek lei jou, en daar waar jy saam my gaan, daar sal ons triomfeer. Amen. Here, baie, baie dankie vir nog so geleentheid, die begin van hierdie kwartaal, om die doop te kom bedien. Maar ons 'n bietjie te kom praat oor die belangrikheid van die doop, en alles wat daarmee saamgaan. En dat ons opnuut die erns van die tyd sal besef, die erns van ons roeping sal besef, die erns van ons eie onvermoë sal besef, en met totale volle oorgawe in u lewe, nie net vandag nie, maar elke dag wat hierop volg. U is ons enigste behoud vir die ewigheid. U is ons enigste behoud om dag vir dag hier vir u te lewe. O Here, kom stel ons in staat om u pad te loop elke dag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.